gaan vra dat ons net ons hoofde sal buig en ons harte sal stilmaak, en dan gaan ek vir ons begelei in die gebed, en ons gaan ook so nader na die troon van genade. Kom ons bid net saam. Vader, ons dank U in hierdie môre dat ons saam kan wees in U naam. Baie dankie dat ons weet dat U seun aan die kruis gesterf het vir ons sonde, en dankie dat ons weet U Heilige Gees is uitgestort. U Gees van die waarheid wat ons lei in die volle waarheid. En baie dankie dat ons vanmôre ook die voorreg het om te weet dat die doel van ons byeenkoms is om die seun te verhoog. En die Bybel sê vir ons, as ons die seun verhoog, dan trek hy mense na homself. Hierdie erediens gaan, Here, juis oor hierdie kosbare en wonderlike waarhede wat in U woord geopenbaar word, dat U van ewigheid af, Here, na ons as mens gekyk het en besef het en verstaan het en geweet het, die groot nood van ons sonde. En dat U al van ewigheid af, Here, vir ons hierdie voorsiening gemaak het vir ons sondeprobleem in U seun se soendood aan die kruis. En ons dankie vir die wonderlike waarheid van U woord, wat telke male na ons kant toe kom, nie net om vir ons redding te bring nie, maar na ons redding ons ook te begelei in die waarheid. Is U woord wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, is U woord wat ons lei in die volle waarheid, en is die gebed van my hart, Here, dat dit nie vanmôre anders sal wees nie, maar dat ons elkeen daar in ons stoele sal sit, en vir my wat U voorstaan, dat ons regtig diep afhanklik sal wees van U, dat U deur U woord tot ons harte sal spreek. U woord sê self dat U gebruik die dwaasheid van die prediking om die wat glo te red. Daarom gaan dit nie oor die Paulus of die Apollos of die Sefas nie, dit gaan oor Christus en hom as gekruisigde. En weet ons, Here, dat ons as predikers die woord tot by die oor kan bring, maar dit is U wat deur U Gees die woord 'n landingsplek in die hart laat kry. En Here, op hierdie vrugbare grond laat val, sodat dit kan saad skiet en vrug kan dra tot eer van U naam. Dit is so, Here, dat daar mense is wat vanmôre die woord sal hoor en dit sal op die pad val en die roofvoëls van die hemel sal kom en dit wegsteel. En daar sal ander wees waar dit val op die rotsagtige plek of tussen die dorings en die distels. Maar ons bid, Here, dat daar ook die sal wees op, Here, op wie se hart dit sal val wat voorbereide harte is. En as ons vanmôre miskien aan ander goed dink, as daar miskien vanmôre ander goed is wat ons pla, pleit ons by U, Here, dat U nou ons gedagtes gevangenes sal neem tot gehoorsaamheid aan U, sodat ons daar in ons harte ook sal sê, spreek, Here, want U dienskneg en U diensmaag luister. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. Voorwaar die enigste een wat ons kan eer en verheerlik, dit is hierdie wonderlike Here Jesus Christus, wat sy lewe vir ons aan die kruis kom gee, wat Vader se liefde aan ons kom openbaar het. Nou, ons is vanmôre weer by Genesis, besig met ons reeksie boodskappe vanuit Genesis, af en toe wissel ons dit af met 'n boodskap daar die Psalms, en vanmôre gaan ek bietjie met u praat uit Genesis 13 en 14, ons gaan vanmôre bietjie kyk na die lewe van Lot. Die tema van vanmôre se boodskap is Lot se lewe van kompromie, 'n waarskuwing vir elke kind van God, en dan gaan ons volgende week bietjie stil staan by die verskillende verbonde, wat ons vind in die boek Genesis, en dan deur die Bybel. Die verbondsgod, ons praat van die God van Abraham, Isak en Jakob, en bietjie huiswerk vir u vir die week, kyk bietjie hoeveel verbonde is daar in Genesis en in die res van die Bybel. Daar's verskillende verbonde, wat God dan ook gesluit het, 'n ooreenkoms, wat God met die mens gesluit het, baie keer 'n mens teenoor 'n mens, die gedagte van 'n verbond, en ons gaan bietjie kyk in Genesis, en die betekenis daarvan vir vandag, en hoe dit van toepassing is op ons Nuwe Testamentiese Christene. Baie besondere studie ook, wat ons volgende week dan gaan doen, en dan sal ek weer 'n Psalm met u hanteer, en dan gaan ons weer terug gaan na Abraham se lewe toe. Ons is besig ook daarmee, so wonderlik om al hierdie waarhede dan raak te sien, en in die oordenkings is ek hierdie week so bietjie, gaan ek bietjie los en vaspraat, gaan bietjie so 5 oordenkings met u deel oor dinge wat hier in hierdie afgelope klompie weke in my Bybelstudies so duidelik vir my die woord gemaak het, en dan gaan ek weer die week daarna wegval met die Bybelse berading vir blywende verandering. Dan gaan ek bietjie begin praat oor verslawings, en oor bizarre optredes, mense wat snaakse goed doen, en hoe ons dit Bybels kan hanteer, en dan gaan ons op 'n stadium stilstaan by die huwelik ook, want glo dit of nie, die meeste berading gaan oor die huwelik, man en vrou, verhouding tussen man en vrou, kinders, al die dingetjies wat daarmee gepaard gaan, so ons gaan bietjie dit ook hanteer, maar dit is nou maar so kortlikse 'n voelvlug oor wat ons die volgende, weet nie hoe lank nie,
Dit kan baie lang wees of baie kort. Miskien kom die Here intussen tyd, ons weet nie, maar ons moet beplan, hè. Dis altyd eendag, het 'n predikant my gesê, is beter om 100 planne te hê en een werk, voor jy niks het nie. En jy weet nie wat om volgende te doen nie. So kom ons gaan vanmôre aangaan met die boek Genesis. Ons lees vanmôre uit Genesis 13. Ek val weg daar by vers 1. En ons lees wat daar staan. So het Abraham dan uit Egipte na die suidland opgetrek, hy met sy vrou en sy hele besitting, en Lot saam met hom. En Abraham was baie ryk aan vee, aan silwer en goud. En hy het van plek tot plek uit die suidland getrek tot by Bethel, na die plek waar sy tent in die begin gestaan het, tussen Bethel en Ai, na die plek van die altaar wat hy vroeër daar gebou het. En Abraham het daar die naam van die Here aangeroep. Net so kort onderbreking, verlede week het ons gepraat oor Abraham wat leuns vertel het, en hoe hy hierdie altaar eintlik afgeskeep het, en hoe hy weer na hierdie feit dat Farao hom weggejaag het uit sy land, weer by die altaar uitgekom het, en vir u gesê die belangrikheid, dat ons as kinders van die Here gereeld, dan ook in gebed voor die Here sal wees, om vir die Here ook te vra, om ons eie harte te ondersoek, en ons self te wys, dat ons kan sien hoe lyk ons voor hom, maar ook die vergifnis, wat hy vir ons gee. So en Abraham het daar die naam van die Here aangeroep. Vers 5, en Lot, wat saam met Abraham getrek het, het ook kleinvee en beeste en tente gehad, en die land kon hulle nie dra om saam te woon nie, want hulle besittings was groot, sodat hulle nie saam kon woon nie. En daar het twis ontstaan tussen die veewagters van Abraham en die veewagters van Lot, ook het die Kanaaniete en die Feresiete destyds in die land gewoon. Toe sê Abraham vir Lot, laat daar tog geen twis wees tussen my en jou, en tussen my wagters en jou wagters nie. Ons is mos broers, lê die hele land nie voor jou oop nie. Skei jou tog van my af, gaan jy links, dan sal ek regs gaan, en gaan jy regs, dan sal ek links gaan. Toe slaan Lot sy oë op en sien die hele Jordaanstreek oral volop water het. Voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die rigting van Soar, soos die tuin van die Here, soos Egipte land. En Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies, en Lot het na die ooste weggetrek, so het hulle dan die een van die ander geskei. Abraham het bly woon in die land Kanaan, en Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek, en sy tente tot by Sodom opgeslaan. En die manne van Sodom was sleg, en groot sondaars voor die Here. Genesis 14, ons lees daar die eerste 3 verse, en in die dae van Amrafel, die koning van Siniar, Arioch, die koning van Elasar, Kedorlaomer, die koning van Elam, en Tideel, die koning van die nasies, het hulle oorlog gevoer teen Bera, die koning van Sodom, en teen Bisra, die koning van Gomorra, Sineab, die koning van Atma, en Semeber, koning van Sebomium, en teen die koning van Bela, dit is Soar. Hulle het almal hulle leers verenig in die land, of in die laagte Sidem, dit is die Soutsee. En dan vers 11, en hulle het al die goed van Sodom en Gomorra en al hulle voedsel geneem en weggetrek. Hulle het ook Lot, Abraham se broerskind, en al sy goed weggeneem en weggetrek, want hy was in Sodom woonagtig. Toe kom daar een wat vrygeraak het, en vertel dat aan Abraham, die Hebreër, wat woonagtig was by die terpentynbome van Mamre, die Amoriet, broer van Eskol en broer van Aner, en hulle was bondgenote van Abraham. Ons gaan dit tot sover saam met die woord van die Here lees. Waarom ek hierdie paar verse vir die uitlig is, omdat ons vanmôre gaan praat, juist spesifiek oor die lewe van Lot, en hierdie verse lig vir ons sekere groot waarhede uit. Ons vertrou dat die Here vir ons wysheid sal gee en die verstaan ook van sy woord. Ons is besig om vir u die fundamentele waarhede van ons geloof vas te maak. Vir u gesê toe ons begin het by Genesis oor die skepping, oor die sondeval, sekere dinge wat gebeur het, die dood wat deel geword het van ons, die sonvloed, al die dinge wat daar gebeur het. En toe het ons begin by die lewe van Abraham, en vanmôre gaan ons by Abraham se neefie stil staan, sy neef, Lot, en ons gaan bietjie kyk na Lot se lewe. En die teks van oordenking is Genesis 13:11, daar staan en Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies, so het hulle dan die een van die ander geskei. Abraham het bly woon in die land Kanaan, en Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek, en sy tente tot by Sodom opgeslaan. 14 vers 12, hulle het ook Lot, Abraham se broerskind, en al sy goed geneem en weggetrek, want hy was in Sodom woonagtig gewees. So hierdie gedagte staan vir ons geweldig uit in Lot se lewe, en ons kyk vanmôre na die tema Lot se lewe van kompromie, 'n waarskuwing vir elke kind van God. Lot se lewe van kompromie.
is 'n waarskuwing vir elke kind van die Here. Nou vriende, kompromie, as ons kyk daarna, is maar om aanpassings te maak. Sekere oortuigings in jou lewe een kant te skuif, om aan te pas by die mense of die omstandighede waarin jy jouself bevind. Partykeer tot jou eie voordeel, partykeer tot jou eie nadeel, maar die hele beginsel hier is dat Lot 'n lewe van kompromie geleef het. En ons gaan vanmôre 'n bietjie daarna kyk. En ons sien ook baie duidelik in die tema dat hierdie lewe van kompromie, hierdie lewe van aanpassings, hierdie lewe wat Lot dan gelei het, is ook 'n lewe wat dien as 'n waarskuwing vir my en vir jou. En ek glo die meeste van u het al hierdie vers gememoriseer, want ek gebruik dit van tyd tot tyd, om u terug te wys na die Ou Testament, om vir u te sê dat die Here ook in die Nuwe Testament vir ons kom sê dat ons die Ou Testament nie een kant moet skuif nie. Ons kan die Ou Testament nie toemaak en sê, luister, is nie meer van toepassing op ons nie, want ons is verbondskinders. U moet tog nie daai leuen glo nie. Die Ou Testament en die Nuwe Testament moet saam gelees word, want die een verklaar die ander. Die een word beter verstaan in die ander, en daarom sê die Bybel vir ons, en die apostel Paulus skryf in 1 Korintiërs 10 vers 11, en hy verwys in besonder na die omswerwinge van die volk Israel, maar ook die gebeurtenisse in die Bybel, en hy sê, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Nou as u saam met my die reeks gevolg het uit die boek Spreuke wat ek gebring het so by die oggendoordenkings, ek dink daar was by die 200 oordenkings gehou, net oor die boek Spreuke, sou u onthou, in Spreuke 1 gaan het oor wysheid. Dat die wysheid staan op die hoek van die straat en die wysheid roep uit, luister mense, hier is God se weg, luister daarna. En die Bybel sê vir ons, die oomblik wanneer jy jou ore toedruk, en jy draai weg en jy sê, ek sal dit op my manier doen, en ek sal my weg volg, wanneer jou ondergang kom, sal daar vir jou gelag word. Nie in die sin van die woord van sadisties gelag word nie, maar die gedagte van, waarom het jy nie geluister nie? Waarom het jy nie jou ore opgemaak toe die woord van God na jou kant toe gekom het nie? En ongelukkig vandag beleef ons dit, dat die meeste mense, wat met probleme sit, is mense wat nie onkundig was oor die waarheid nie, maar die waarheid geken het, maar hulle ore toegedruk het vir die waarheid en geweier het om die waarskuwings van God ter harte te neem. Hierdie wysheid van God in hulle harte weg te bære, dat hulle teen die Here nie sal sondig nie. Luister vriende, ek het in my leeftyd al gesien, ek is nou nie stok oud nie, maar ek is besig om sterk in daai rigting te beweeg, en as ek so in die môre opstaan, dan voel ek stok oud, maar die gedagte is net in my kort lewe wat ek het, en die jaar wat ek in die bediening is, so ongeveer 27 jaar nou, het ek die hartseer verhaal gesien van jong mense, middeljarige en ou mense, wat die waarskuwings van God nie ter harte wou neem nie. En ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na Lot se lewe, sy lewe van kompromie. Dis 'n waarskuwing vir ons op wie die eindes van die eeue gekom het. En ons gaan vanmôre kyk hoe die Here ook vir ons deur hierdie man se lewe en deur sy wedervarings kom waarsku om versigtig te wees. Nou ons gaan kyk na 4 gedagtes. Nou, as ek nou deur een is, moenie sê, ag, nog 3. Okay, ons 2 is dan in die helfte. Ek vra dat u saam met my deur dit sal werk, so ek sê vir u voor die tyd, waarna ons gaan kyk, sodat ons kan sien waar ons gaan eindig, en ek hoop u gaan saam met my op hierdie reis, en ons styg nou op by Johannesburg lughawe, en ons gaan land in die Kaap, hoor. Mooie Kaap, ons gaan die see sien in Tafelberg, en kom ons trek weg. Ons gaan kyk na Lot, begin kyk in die rigting van Sodom, onthou ons tema, sy lewe van kompromie is 'n waarskuwing vir ons, op wie die eindes van die eeue gekom het. Lot het begin kyk in die rigting van Sodom. Tweede plek, hy het gaan woon tot op die grenslyn van Sodom. Die derde ene, Lot en sy gesin was in Sodom, en die laaste gedagte, sy lewe van kompromie, afvalligheid en sonde spreek nog tot vandag. Ons gaan kyk hier na die gevolge van sy sonde. Nou kom ons val weg. In die eerste plek, Lot het begin kyk in die rigting van Sodom. Die Bybel sê vir ons, toe slaan Lot sy oë op en sien dat die hele Jordaanstreek oral volop water het. Voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die rigting van Soar, soos die tuin van die Here, soos Egipte land. Nou vriende, wat vir my baie interessant is in hierdie vertelling, is ons lees dat Abraham en Lot ryk mense was. Abraham nou heel wat ryker, maar die gedagte is dat die Here hulle geseën het met voorspoed, en hier is die eerste ding, die Here seën nie almal met dieselfde voorspoed nie. Daar is mense wat geweldig baie het, hulle is ryk, hulle het baie, en daar is mense wat minder het, en daar is mense wat brandarm is.
En God stel sy wêreld en sy samelewing en ook sy gemeente so, met ryk middelklas en arme mense. Waarom? Omdat God nie 'n aannemer van die persoon is nie. As die Here jou vanmôre geseën het, met baie het jy baie meer verantwoordelikhede as die mense wat minder het. Die beginsel bly net is, God maak nie almal ryk nie, want baie mense gebruik hierdie verse en sê, man, hierdie Abraham was stinkryk. So eis dit net van God. Name it en claim it. Luister, ek sê vir u kan name en claim soos u wil. Die Bybel sê vir ons moet ons eer daarin stel om met ons eie hande te werk. En weer 'n keer sê ek vir u, sommige mense word ryker as ander mense, en hier is nie die beginsel van rykdom en armoede nie, dit gaan oor die Here het vir Abraham geweldig geseën op tydelike gebied. Lot saam met hom soveel so, dat die rykdom probleme begin veroorsaak het. Jy moet tog nie dink dat ryk mense altyd net glimlag en gelukkig is nie. Daar is ook maar probleme wat saam met geld kom. Ek het eendag met 'n baie ryk oom gepraat, hy sê vir my, sy lewe kon oorkry, sou hy nie die rykdom wou gehad het wat hy op daai stadium het nie. Hy sê hy het nie gedink daar kom soveel bagasies saam met rykdom nie. En hier beleef Abraham en Lot dieselfde probleem, hulle vermoë raak so groot, hulle besittings raak soveel, dat hulle naderhand probleme begin kry het, die veewagters met mekaar. En Abraham wat 'n vredelievende man was, as ons die Bybel bestudeer, hy het 'n mooi gesindheid gehad, sê vir Lot, luister Lot, ek wil nie met jou beklei nie. Jy's my neef, jy's my broerskind. Hy sê, kom ons skei van mekaar. Kies jy vir jou links, dan gaan ek regs, kies jy regs, dan gaan ek links. En hier is iets wat vir my uitstaan van Lot se lewe. Die Bybel sê, Lot het dadelik sy oë opgeslaan, en hy het na die Jordaanstreek gekyk, want dit was vol water. So onmiddellik sien Lot hier 'n geleentheid om homself te verryk. En u kan miskien dink, maar wat is so geweldig verkeerd hieraan? As u nou gaan kyk na die leefwyse, die kultuur, die orde van die volk Israel, en dan ook eintlik maar van volkere oor die algemeen, het die ouere een altyd die voorrang geniet bo die jongere ene. Ek sê baie keer vir my seun ook, as haar oom inkom, staan op en groet hom. As daar nie vir 'n vrou 'n plek is om te sit nie, staan op, dat sy kan sit. As 'n meisie loop, laat sy eers by die deur uitloop. Net bloot eenvoudig goeie maniere. En dis die beginsel ook wat hier na vore kom is, dat Lot eintlik vir Abraham, die ouer ene, die geleentheid moes gegee het en gesê het, oom Abraham, ek is dankbaar dat oom vir my die geleentheid gee om te kies, maar oom, jy's so 25 jaar ouer as ek, so ek vra jou, kies jy en ek sal die ander rigting inslaan. Lot is nie so nie, Lot het nie so gesindheid nie, en waarom hy nie so gesindheid gehad het nie, die Bybel verduidelik nie vir ons nie, en ons wil nie te veel inlees nie. Al wat ons net kan sien is dat Lot hier 'n besluit maak. Hy bid nie daaroor nie, dis nie dat hy by die altaar buig en vir God vra vir wysheid nie. Die Bybel sê vir ons onmiddellik toe hy die keuse kry, toe kyk hy in die rigting van Sodom. Sy oë word dadelik opgeslaan en hy sien die tydelike voorspoed, die voordeel wat hy kan kry. En die Bybel sê vir ons baie duidelik dat hy hierdie keuse gemaak het. En dag vir ek het daaraan gedink, dit is die eerste toepassing wat ek wil maak. Dikwels val kinders van die Here in sonde, omdat hulle oë nie meer gerig is op Christus nie, maar op dit wat in die wêreld aan die gang is. Hulle kyk na ander mense, hulle kyk na ander se voorspoed, hulle kyk na sondige praktyke en hulle is besig om hulle oë weg te neem van Christus na hierdie boosheid, en dit is maar die begin van die einde. En ons sien dit daar in die lewe van die man Asaf. Die Bybel sê in Psalm 73 vers 1 tot 3. Hy sê Psalm van Asaf, waarlik, God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. Vers 2 is belangrik. Maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel, my voete het byna uitgegly, want ek was afgunstig op die onsinniges, toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien, toe ek nagedink het om dit te verstaan, maar dit was moeite in my oë, totdat ek, vers 17, in die heiligdomme van God ingegaan en op hulle einde gelet het. Wat gebeur met Asaf? Vir 'n oomblik gaan Asaf se oë van die Here na omstandighede, na mense, na sy eie ervaring en belewenis, en dit lyk vir ons in hierdie Psalm of Asaf redelik swaar gekry het. Ek weet nie of hy duidelik swaar gekry het, of hy maar net liggaamlik gestoei het met gesondheid of wat ook al nie, maar die Bybel sê Asaf vat vir 'n tyd sy oë van die Here af. Hy sien die goddeloses, hy sien hulle voorspoed, en hy sê vir homself, maar luister, waarom dien ek nog die Here? Wat is die sin daarin,
om die Here te dien as die goddeloses voorspoed het, en ek kry swaar, en ek het vanmôre met hom tuis bietjie gepraat daaroor, op 'n stadium in hierdie tydperk waar ou met die hartkwessie gesit het, een kardioloog na die ander een, 2 oblations, hierdie 3 angiogramme, verskillende goed wat gebeur, en ek kyk by die golfbaan en ek sien daar die oomies, 75, 78, 80, en hulle sleep daar die trolletjie van hulle vir 18 gate, en dan drink hulle een bier na die ander bier, en het is vuil taal wat hulle besig, en ek dink by myself, maar hulle ken nie eens die Here nie, en kyk op hierdie ouderdom, eintlik hoe gelukkig en tevrede is hulle, en ek wat die Here dien en die Here volg, en eintlik my lewe gegee het vir die Here, om in diens van die Here te staan, kry swaar, en dan is ons mos gewoonlik so, ons steek jou kersie op, en ons sit daar in die hoek, en ons bejammer onsself, en wat doen die Here? Die Here steek nie saam 'n kersie op, en bejammer saam met ons saam met onsself nie, nee, die Here sê vir ons, staan op, en doen wat ek vir jou gesê het. En dis presies wat ons moet leer uit die lewe van Lot en uit die lewe van Asaf. Asaf kyk na die goddelose mense en waar het hy hoop begin kry? Vers 16 en 17, toe hy sy oë weer op die Here gerig het. Hy sê, ek het nagedink oor hierdie goed en dit was moeite in my oë. Somtyds sukkel ons om te verstaan waarom die goddelose mense voorspoed geniet, waarom die sondaars voorspoed geniet, en ons as kinders van God kry swaar. En die rede daarvoor is, omdat ons oë van die Here afhou. Ons haal ons oë van die Here af. Die Bybel sê, en hierdie gedagtes weer herstel, sy hele geestelike wandel met die Here is weer herstel, toe hy in die heiligdomme ingegaan het, en op hulle einde gelet het. Die Here sê vir ons in Hebreërs 12 vers 1 en 2, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oë gefestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof, wat vir die kruis, of wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Luister wat staan hier, en dis wat Lot nagelaat het om te doen, om die oë te hou op die God van Abraham, hierdie God wat hy bely het, sy God is. Lot het sy oë begin wegneem van die Here, en begin kyk in die rigting van voorspoed, in die rigting van tydelike genietinge, en die Bybel sê vir ons baie duidelik, die oomblik wanneer ons dit begin doen, loop ons die gevaar om weg te sink in hierdie sonde en elende. Nou mense vra baie keer vir jou die vraag, die gedagte van die wolk van getuienis, dit is in Hebreërs 11, die geloofshelde, hou ons oë op hulle, in die sin, dat ons kan sien hoe Abraham alles verlaat het, terwille van die Here, ons sien verskillende van die Oud-testamentiese helde, wat gesterf het terwille van hulle geloof, en die Bybel sê vir ons, want hulle het verlang na 'n hemelse heerlikheid. So hierdie geloofshelde in Hebreërs 11 is vir ons die voorbeelde opgeteken. En dan elke las wat ons moet aflê. Wat is 'n las? 'n las is nie noodwendig sonde nie, maar 'n las is iets wat my tyd opneem met die Here. Dis iets wat ek in my lewe toelaat, en dit steel God se tyd. Dis 'n las. Dit is besig om my geestelike lewe te verstik. En dan die sonde, ons weet wat sonde is, en die Bybel sê dat ons met volharding die wedloop kan loop. Nou ek het gesien die ouens het die Kommerits onlangs gehardloop. Ek weet regtig nie hoekom iemand so iets doen nie. Vir my is dit moeite om so ver te ry. Maar in elk geval, nie een van hulle het 'n hele weermag uitrusting aangehad, met 'n geweer en al hierdie skoene en hoed en al die dinge nie. Hulle was so lig as moontlik aangetrek. Die tekkies weeg 'n paar gram, en die kouse was van die beste kouse wat lig weeg, en wat sekere van hierdie vog kan uitlaat, en die klere wat hulle aangehad het, want hulle wou die wedloop sonder enige hindernis voltooi het. En dit is die hele gedagte hier, vriende. As ons oë van die Here afhou, of afhaal sy eerder so, en ons oë op die wêreld hou, dan begin hierdie laste en sorge vir ons te veel raak, en begin sonde en al hierdie dinge deel van ons lewe raak. Die baie bekende koortjie sê, hou die oë op Jesus. Kyk op in sy vriendelike gesig, en al die aardse dinge word nietig en klein by sy heerlikheid, liefde en lig. En nou vra hy vir my, maar hoe sien ek vir Jesus? Ek kyk op en ek sien niks. Hoe sien ek vir Jesus? Sê gou vir my. Deur die blaaie van die Bybel. Die Bybel sê vir ons, Christus word afgeskilder as die gekruisigde. Het u al gesien, as iemand 'n skildery maak van iemand anderste?
Nou, baie keer sit hulle daar en hulle kyk so, vir al hierdie konings aan in die donkie jare terug, nee. Hulle het altyd so mislik gelyk, so nors. En dan staan daar ou, dan teken hy so, en dan moet hy veranderings aanbring. Maar die hele gedagte, as jy klaar is, kan jy sien, luister, hierdie is 'n weergawe van daardie persoon wat daar gesit het. Hierdie is 'n skildery van daardie ene. Die Bybel sê vir ons, Christus word afgeskilder in die Bybel. As ons die Bybel nie gaan lees, konstant gaan lees nie, gaan ons oë nie op Christus wees nie, gaan ons sy heerlikheid nie sien. En u vra miskien vir my, Christus in die Ou Testament, ons het nou die boodskap daaroor gepreek, ons sien sy genade deur die hele Bybel van Genesis tot Openbaring. Daarom die eerste gedagte, Lot het gekyk in die rigting van Sodom. Sy oë afgehaal van die God van Abraham. En die Bybel sê vir ons, dit was die begin van sy ondergang gewees. Die tweede gedagte, hy het nie gebly by kyk nie. Hy het gaan woon tot op die grenslyn van Sodom. Die Bybel sê dit vir ons. Abraham het bly woon in die land Kanaan en Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek en sy tente tot by Sodom opgeslaan. En die manne van Sodom was sleg en groot sondaars voor die Here. U sien, sy kyk het oorgegaan in aksie. Hy het eers gekyk en toe begin hy begeer en hy beweeg tot by die grenslyne van Sodom. Hy het sy gesin, sy besittings en alles geneem na hierdie plek wat eintlik onder God sy oordeel en toorn was. En die vraag net vir my was gewees, waarom het Lot nie God geraadpleeg nie? Soos Abraham God geraadpleeg het, het hy nodig gehad om God te raadpleeg. Jy onthou toe Abraham laasweek, toe hy net na Egipte afgetrek het dieselfde ellende hom getref, dat hy begin lieg het, en die koning van Egipte het hom uitgevang, en die hartseer op sy getuienis. En vanmôre sien ons dieselfde met Lot se lewe. Lot raadpleeg nie die Here nie. Hy vat sy vrou, sy besittings, sy diensknegte, hy vat almal en gaan woon tot op die grens van Sodom. Luister, hierdie kyk het oorgegaan na aksie. En hierdie aksie het mense om hom beïnvloed. Want jy moet onthou, vriende, dat sonde nie in 'n hoek gebeur nie. As ek en jy sondig, dan beïnvloed ons ander mense deur ons sonde. Dit is my hartseer as ek sien dat mense baie keer, wanneer hulle vasgevang is in sonde, nie dink aan die mense wat hulle benadeel en beïnvloed en te nakom deur hulle sonde nie. Ek het hier op my notas geskryf, hoe dikwels beweeg ons nie ook maar tot naby die sonde nie. Ons kyk eers. Dit kan miskien 'n vrou wees. Dit kan miskien geld wees. Dit kan miskien mag wees. Dit kan miskien een of ander voordeel wees dat ek by die werk kan kry en ons kyk en ons sien dit. En dan begin ons onsself regverdig en ons gedagtes waarom ons dit doen. Ons kyk eers, ons oordink, ons oorweeg en dan maak ons 'n besluit. Ons reken by onsself, en die meeste mense met wie ek praat, reken by hulle self, ons sal nie regtig te diep val in hierdie sonde nie, of dis nie regtig so groot sonde nie, of luister, ek is sterk genoeg om hierdie sonde op 'n bepaalde tydstip te weerstaan. Ek is geestelik volwasse en ek kan versoekings hanteer, moenie oor my bekommerd wees nie. Hoor wat sê die Here vir ons. Die Here sê vir ons in 1 Johannes 2 vers 15, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want hoor wat sê die Bybel, alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie die Vader nie, maar is uit die wêreld, en die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Kom ek gee vir 'n illustrasie wat u miskien gaan skok. Ek praat so tyd terug met Dr. Jill James, nou u almal ken hom, hy is die ou wat die beraadingskursus aanbied vir oor die 20 van u wat deel is van hierdie kursus. Hy vertel op 'n stadium, ek het by hom die 2 jaar beradingskursus gedoen, by hom en Dr. Wayne Mack, en hy vertel in hierdie beradingskursus, nou hierdie kursus gaan oor berading, dit gaan oor hoe om ander mense te help, jou eie probleme te identifiseer, seker te maak, jy's 'n kind van God, en op jou beurt deur ander mense te help, en hy sien, daar is 'n getroude man, en 'n jong meisie wat hierdie kursus bywoon, by hom, in die gemeente. En hy sê, en hy begin agterkom, iemand ons 'n week lang kursus gehad. Hy sê, en hy begin agterkom, hier na die 2de, 3de dag, dat hulle twee is nie daar nie. Hy sê, en dit was nie lang daarna nie, hierdie man was 'n predikant gewees, en die jong meisie die kursus bygewoon, hy sê, op 'n stadium gaan konfronteer hy die ou. En die ou se verskoning was gewees, ek beraad haar. Sy krisisse, ek is 'n predikant, en ek en sy het gekliek, en nou beraad ek haar, en ek
onthou hulle het hom later van die kursus af, vir hom gesê hy moet gaan, en ek dink hy het in sonde geval met die vrou. Luister mooi, die Bybel sê vir ons baie duidelik, as ek in die rigting van sonde begin kyk, en my hart begin in daardie rigting beweeg, is die volgende stap eintlik half onafwendbaar. Ek gaan myself probeer regverdig om hierdie sonde te doen. Jy kan maar kyk wanneer mense in een of ander bedrog verval, of sonde wat geld aanbetref, of roem, of wat ook al. Dis altyd begin by die oë waar hulle gekyk het. En die volgende stap, hulle begin in daardie rigting beweeg. Hulle begin hulle self regverdig. Die waarskuwing kom daar uit 2 Timoteus 2 vers 22, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid, en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. As daar die jong seun eers vir jou sê as jong dame, wie, ek het jou so lief. As jy my lief het, sal jy jou liggaam vir my gee. Hy is 'n leienaar. Hy het dit vir baie ander meisies ook al gesê. Gaan check maar op. En die sonde raak groter en die verwyte bly jare deel van 'n mens se lewe. Daarom sê die Here in besonder, vlug. As 'n mens vlug, doen jy dit stadig. Ja nee man, jy hardloop, kyk hierdie lyfie van my. As jy hom wil sien, naby Usain Bolt se rekord kom, dan moet die gevaar groot wees. Ok, vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid. 1 Korintiërs 10:14, daarom my geliefdes, vlug vir die afgodediens. Wat is 'n afgod? Ons buig nie meer vandag voor beelde nie, maar as baie goed wat in ons lewens inkom wat soos afgode is, wat meer plek en meer aandag en meer tyd geniet as die Here self. Vlug daarvoor, sê die Bybel. Die Here sê vlug vir die hoerery. Luister, dink u dis net u wat onder versoeking kom? Dink u dis net jy of ekke? Die Here sê elke kind van God, elke mens op aarde beleef intense stryd. Die wêreldling probeer homself verskoon, maar kinders van God besef die impak van sonde. Daarom, Lot het gekyk, die tweede stap was gewees, Lot het gaan woon tot by die tente van Sodom. Ek weet nie of hy gekuier het met die mense in Sodom nie, maar die Bybel sê vir ons die derde stap was byna onafwendbaar. Lot en sy gesin was in Sodom woonagtig. Die Bybel sê vir ons, Genesis 14:12, hulle het ook Lot, Abraham se broerskind, en al sy goed geneem en weggetrek, want hy was in Sodom woonagtig. Toe daar die konings inval doen in Sodom, toe voer hulle vir Lot en sy gesin weg, want hy was in Sodom woonagtig. Wat vir my baie interessant was, toe Abraham hom red uit die hand van hierdie konings, jy kan dit ook gaan lees by die huis. Waar gaan bly hy toe? Weer in Sodom. Dis asof hy nie sy les leer nie. Asof hy nie sien dat God se oordeel oor hierdie stad en sy mense met alle goddeloosheid is nie. Jy sien Lot kyk, Lot beweeg tot by die grenslyn, Lot woon in die stad self. Hoe dikwels kry ek mense wat aan die sonde begin kyk, dan begin hulle die sonde regverdig. Hulle beweeg tot so naby moontlik aan die sonde, en as hulle in hierdie sonde val, is die eerste ding wat hulle sê, maar waar was God in die hele storie? Hoekom het hy my nie gekeer nie? Hoekom het hy nie gekeer dat ek hierdie ding doen of in daardie ding betrokke raak nie? Hoor wat sê die Bybel vir ons in Jakobus 1. Laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie. Luister, elke versoeking wat in jou lewe is, om jou te laat sondig, is van die Satan. Hy kom om jou te laat struikel en om jou in hierdie sonde te laat verval. Ja, ons weet God laat hierdie goed toe. Maar die Bybel sê God versoek nooit dat ons moet sonde doen nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Die Bybel sê vir ons dikwels in die woord, dat hierdie God van hemel en aarde somtyds goed toelaat. Die Here laat somtyds goed toe. Ons dink maar aan sekere gevalle in die Bybel. Maar moenie as jy in versoeking val, en jy struikel en jy sondig, sê Here, maar is u skuld nie. Dis u wat geslaap het. En dis u wat nie gekeer het dat ek hierdie sonde doen nie. Want hoor wat sê die Bybel verder in Jakobus. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Ek sê onlangs vir mense dat die duiwel is 'n meester hengelaar. Dis kom ek hier visvang nie. Dis kom die Here
die disippels weggeroep het van die viswaters af. Kom hier, los die visvang uit. Wat doen die vyand? Ek probeer dit vir u prakties illustreer. Hy kom nie met nuwe sondes na ons toe nie. Hy gooi maar net daar die aas in. En daar die hoek. Die aas, jy kan die hoek nie sien, jy sien net die aas. En daar sê die ou vyand, as ek dit nou vir u prakties moet probeer illustreer. En wat doen ons as mens? Ou visie kom en hy proe hierso. Proe nie bad nie, ne? Ek weet nou nie hoe werk 'n visse kop nie, ek het nog nie gevra nie. Nog nie onderhoud gehad met een van hulle nie. Ek eet hulle wel by Ocean Basket baie keer. Maar dis maar wat visse doen, as jy nog gaan kyk na wat hierdie National Geographics doen. Hy vis kom en hy proe aan hierdie aas, en hy proe aan hierdie aas, en hy proe aan hierdie aas, en die volgende oomblik, eet hy. En die volgende oomblik is die hoek deur, en dan het jy daai vis gevang. Die hele gedagte, die Here sê vir ons, dis dieselfde, jou vyand bring baie keer, en die Here laat toe, dat ons geloof getoets kan word. Hy versoek ons nie om te sondig nie, maar dikwels kom hierdie goed oor ons pad. En as ons nie waak en bid, as ons oor nie op die Here is nie, as ons te naby aan die sonde gaan leef, is die volgende stap onafwendbaar, ons vat hierdie aas. Ons vat hierdie sonde, en ons raak betrokke by hierdie boosheid. En die Bybel sê vir ons, dit bring sonde voort, en sonde baar sonde. Want 'n man wat betrokke raak by 'n ander vrou begin lieg. Hy begin oneerlik wees. Iemand wat besig is om geld te verduister, is iemand wat altyd besig is in die donker te wandel. Hy sal sekere dinge van jou weerhou. Hy sal op 'n manier met jou kommunikeer, dat jy nie altyd weet waar jy moet om staan nie. En so kan ons die sonde vanmôre noem. Die oproep uit God se woord vanmôre is baie duidelik. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Luister, as jy met boosaards besig raak, is die kans baie goed dat jy in daai sonde gaan verval. As jy besig gaan raak, vriende, met een of ander ding wat God se woord vir jou verbied, is die kans baie goed dat jy in sonde gaan verval. As jy God se woord afskeep, is die kans baie goed dat jy in sonde gaan verval. Die Bybel leer vir ons in 2 Korintiërs 6:14, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis, en watter ooreenkoms het Christus met Belial 'n ander naam vir die duiwel, of vir Satan, watter ooreenkoms het Christus met Satan, of watter aandele die gelowige met die ongelowige, of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode. Ek hoor ouens sê baie keer vir my, luister, ek was verslaaf aan drank, of aan dwelms, of aan wat ook al, en die Here het my nou geroep om in die kroeg evangelisasiewerk te gaan doen. Sê ek, nee, is dit so? Een ou het eendag vir my gesê, ek praat die lekkerste oor die Here, want ek vir my skuif opsteek en 'n dop geskink het. Sê dit vir my. Waarom doen mense dit? Want die vyand het hom klaar mislei, hy het klaar gekyk, hy het klaar beweeg tot naby die sonde, die onafwendbare is, hy doen die sonde, en nou regverdig homself in hierdie sondige toestand. Die Bybel sê vir ons, Lot is in Sodom. Die volgende oomblik doen hy koning se inval, hulle voer hom en sy gesin weg, Abraham red hom, hy bly in Sodom. Hy leer nie sy les nie. En die hartseer gevolge in Lot se lewe staan vir ons as 'n paal bo water uit. Die Here sê vir ons baie duidelik in Jakobus 4 vers 4, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. As ons aanhou met die sonde Peter, sal God op een of ander manier ons stigtig om ons terug te bring na sy weg. Galasiërs 6:7, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in die vlees saai, sal hy die vlees verderf maai. Hy wat in die gees saai, sal hy die gees die ewige lewe maai. Baie keer sê mense, hierdie vers is vir ongereddes, en ek stem met u saam, in die meeste van die tye, as die Here hierdie woordkeuses gebruik, egbrekers en egbreeksters, praat die Here maar met die ongeredde, maar is net so van toepassing op die kind van die Here. Waarom? Dawid het egbreek gepleeg, en God het hom getuig daarvoor. Ons sien dat Demas die teenswoordige wêreld lief gekry het. Ons sien verskillende sondige praktyke wat plaasgevind het in die Bybelse tyd deur kinders van die Here, veral die gemeente in Korinte. En die waarskuwing wat die Here telke male deurgee. Die laaste gedagte, vriende, Lot se lewe van kompromie, afvalligheid en sonde spreek nog tot vandag toe as 'n waarskuwing vir ons. Onthou net een ding,
Ons het so 'n week of 2 terug die gedagte hanteer, jy wat staan, of meen dat jy staan, pas op dat jy nie val nie. 'n Kind van God het nodig om daagliks te waak en te bid, want ons stryd is hier. Ons heerlikheid lê vir ons voor, maar die stryd is hier. Dis noodsaaklik dat ons sal vashou aan die Here. En een ding wat uitgestaan het in Lot se lewe is die gevolge van sy sonde. Die gevolge van die bly in Sodom. Die gevolge van sy ongehoorsaamheid aan die Here en sy voordeel of die gedagte van voordeel op tydelike gebied in plaas van om rein voor die Here te wandel. Want u sien vriende, toe die Here Sodom en Gomorra sou vernietig, toe stuur hy sy engele, u ken die hele verhaal, ons gaan bietjie daaroor praat later as ons praat oor sodomie of homoseksualisme, gaan ons bietjie kyk daarna, maar wat gebeur is? Die Here waarsku vir Lot en sê vir hom, jy moet uit Sodom en Gomorra kom, want ek gaan hierdie plek oordeel. Daar is 'n paar dinge wat gebeur het. Die eerste plek sien ons, sy lewe van kompromie, het sy skoonseun se lewe en hulle dood gekos. Luister, die Bybel sê vir ons, hy het vir 'n tyd lank in Sodom gebly, hy het skoonseuns gehad. Genesis 19 vers 14, toe gaan Lot uit en praat met sy skoonseuns wat met sy dogter sou trou en sê, maar julle, maak julle klaar, gaan uit hierdie plek uit, want die Here gaan die stad verwoes. Maar hy was in die oë van sy skoonseuns soos een wat gek skeer. Die Bybel sê die Here het die swawel en die vuur gestuur en Sodom en Gomorra omgekeer. Waarom het hy gelyk soos een wat gek skeer? Luister. Ons kan nie deel van die wêreld wees en dan ons kinders waarsku dat hulle die wêreld nie moet dien nie. Maak dit sin? Ek kan nie met die sonde besig wees en deel van die sondaar se gesprekke en hulle praktyke en hulle leefwyse en dan vir my kinders sê moet dit nie doen nie. Onthou net een ding, dade spreek baie harder as woorde. My kinders wil sien, dien ek die Here. Hierdie man se skoonseuns of skoonseuns to be het gesterf in hierdie vuur en swawel wat God gestuur het. Omdat Lot se boodskap in die wind geslaan was, want heel moontlik het hulle nooit gehoor by hom wat die woord van die Here oor hierdie sake sê nie. Die tweede gedagte, hy het sy vrou verloor. Genesis 19:24, onthou u vir Tannie Lot? Wat gaan ons haar noem? Lotelina? Nee. Ok. Hartseer. Haar hart. Haar voete het uit Sodom geloop, maar haar hart was nog daar gewees. En sy het so terug verlang na hierdie plek, dat toe sy hoor hierdie vuur en swawel kom, toe kyk sy om en my geliefde stad Sodom. Hoe kan die Here hierdie plek nou verwoes, waarvoor ek so lief geword het? En ons lees, sy het 'n soutpilaar geword, vers 26, en sy vrou het agter haar omgekyk, en sy het 'n soutpilaar geword. Luister, moet die Here nie dien, met jou woorde, terwyl jou hart ver van hom af is nie. Mense om jou sien dit, jou kinders sien dit, jou familie sien dit, jou vriende sien dit. Dit is noodsaaklik om die Here te dien, met alles in jou. Daar is tye waar 'n mens miskien val en struikel, maar mag God genade gee dat ons sal besef ons sonde raak ander. Sy skoonseuns, sy vrou. Die Bybel sê vir ons, sy dogters het skandelik met hom gehandel. Ek gaan nie vir u alles lees nie, maar sy 2 dogters het besef, daar is nie meer mans in die land nie, hulle het nie kinders nie, wat doen hulle? Hulle maak hulle pa dronk, hulle het gemeenskap met hulle vader, en die oudste en die jongste word swanger by hulle pa. Dit was voor die wette ingestel was en al die dinge, was dit verkeerd in die oë van die Here? Ja, dit was verkeerd in die oë van die Here. So, dis Lot se sonde. Sy kyk, hy gaan woon tot by die grenslyn, hy woon tot in Sodom, en toe die Here Sodom en Gomorra vernietig, toe is die gevolge daar. Jy kan nie suksesvol sondig nie. Geen mens kan suksesvol sondig nie. Hierdie skandaad van Lot met sy 2 dogters, sê die Bybel vir ons, het 'n 4de ding na vore gebring. Lot se nageslag by sy dogters was vyande van God se volk Israel. Die Bybel sê, vers 36, so die 2 dogters van Lot by hulle vader bevrug geword, en die oudste het 'n seun gebaar en hom Moab genoem. Hy was die vader van die hedendaagse Moabiete. Gaan lees die Ou Testament, vyande van Israel. En die jongste het ook 'n seun gebaar en hom Ben-Ami genoem. Hy is die vader van die hedendaagse Ammoniete. Sonde het altyd gevolge. En ons sien hierdie gevolge in die lewe van Lot.
Daarom, Lot se lewe van kompromie is 'n waarskuwing vir my en vir jou. En op 'n stadium toe ek hierdie boodskap voorberei, ek dink myself, hierdie Lot was 'n rascal gewees. Was hierdie man ooit 'n kind van die Here? Het jy al die vraag gevra? Daar is een gedeelte wat my oortuig het, hy was 'n kind van God. Wat begin kyk het, begin beweeg het, later gewoon het, en die gevolge gedra het vir sy sonde. Kom ek lees vir u wat staan in 2 Petrus 2 vers 6. As ons nie hierdie woorde in die Nuwe Testament gevind het nie, sou ons gewonder het of Lot ooit 'n kind van die Here was. Maar nou skryf Petrus die apostel en hy sê, en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het, en as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees, vers 7. En die regverdige Lot gered het, wat hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense. So, dit lyk nie vir ons of Lot in die sonde van Sodom en Gomorra betrokke geraak het nie, maar die feit dat hy binne die stad gebly het, en sy gesin blootgestel het aan hierdie sonde, wat jou moontlik hierdie sonde begin aanvaar het, sê die Bybel vir ons het hierdie gevolge gekom. Bybel sê vir ons, hy was 'n regverdige man, hy het hom gekwel. Daar was in sy harte onstuimigheid wanneer hy die losbandige en sedelose mense gesien het. Vers 8. Want deurdat hy gesien en gehoor het, het die regverdige man wat onder hulle gewoon het, dag vir dag sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke. Die dag toe hy uiteindelik moed geskep het om te praat, toe is dit amper te laat. Want sy skoonseun sê vir hom, is jy nou mal oom Lot? Jy skens. Hierdie stad verbrand. Kyk hoe geniet ons lewe. Lot se vrou, Lot se dogters, die nageslag van Lot, vyande van God se volk. Jy sien vriende, is belangrik om hierdie waarhede raak te sien. Reg deur die geskiedenis tot vandag toe sien ons hoe sonde individue, huisgesinne, dorpe, volkere en nasies vernietig. Sonde se vernietigingswerk het geen einde nie. Was dit nie vir die Here se genade nie, het ons nooit gelees van 'n Lot wat sy siel regverdig was en wat sy siel gepynig het oor die sonde van hierdie goddelose en wettelose mense nie. Wat is die boodskap vir my en jou vanmôre? Ek dink dit is baie duidelik en voor die hand liggend. Die Here roep ons vanoggend op as sy kinders tot versigtigheid, tot heiligheid en tot reinheid. Lot se lewe is vir ons 'n waarskuwing. Moenie eers kyk in die rigting van sonde nie. Moenie in die rigting van sonde beweeg en dit begin regverdig nie. Moenie met sonde betrokke raak nie, want dit het gevolge en verrykende gevolge en soms lewenslange gevolge. Ek vra baie keer vir mense, dan sê ek vir hulle, luister, as jy geweet het wat die gevolge van jou sonde sou wees, sou jy dit nog steeds gedoen het? En almal sê, nee, is jy mal? Stupid vraag. Vra volgende ene. As ek geweet het wat ek nou weet, en ek kon die tyd terugdraai, het ek het nooit gedoen nie. Ek dink Adam en Eva sou dieselfde gesê het, maar hoor sê die Here vir ons vanmôre, onthou wat ons gesê het, sy lewe van kompromie is 'n waarskuwing, hierdie dinge is opgeteken as voorbeelde en as waarskuwings, dat ons ore nie vir die wysheid van God se woord sal toedruk nie. Hoor dit staan hier, maar julle is 'n uitverkore geslag. Petrus praat nou met die kinders van God. Hy sê julle is 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, en die rede nou, om te verkondig die deugde van hom wat julle die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Nie om in die duisternis te bly voortlewe nie, maar vir ander te vertel, die Here het my uit die duisternis kom uithaal. En ek praat nou oor hom, wat om my in sy wonderbare lig gebring het. Vers 10. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Geliefdes, vers 11, ek vermaan julle, as bywoners en vreemdelinge op hierdie aarde. 'n Vermaaning is, ek gaan nou nie voor elkeen staan en my vinger onder jou neus druk en sê, hey luister, ek praat nou met jou nie. Maar vermaaning is min of meer so. Vermaaning is om regtig mense se aandag te vestig op 'n belangrike boodskap of 'n aankondiging wat gemaak word. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdeling. Met ander woorde, jy gaan nie vir altyd hier bly nie. Jy gaan sterwe. Een of ander tyd gaan ek en jy sterwe. As ons bely ons is kinders van God, ek vermaan julle om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel.
Wat wil hy hierdeur sê? Geen kind van God kan sondig, sonder dat hier binnekant in hom 'n onstuimigheid is nie. Luister, sonde raak jou gedagtes aan, dit raak jou innerlike aan. Dawid sê my ingewande, binnekant my het uitgeteer. Hy sê my hele liggaam was so deur somergloed, die koors amper, die siekte in sy liggaam, omdat hy geworstel het met die sonde wat hy gedoen. Gaan lees Psalm 32, Psalm 51. So Petrus sê vir hulle, ek vermaan julle, as bywoners en vreemdeling om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel, vers 12, en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon. Vandag is nie meer 'n snaakse ding as jy hoor iemand het gehoreer, of iemand het geskei, of iemand het bedrog gepleeg, of iemand het in geweld miskien 'n ander een doodgeslaan, of half vermink, of padwoede om van die pad af gery en weet om aangerand of wat ook al. Dit is vandag nie meer vreemde goed nie. Maar onder kinders van die Here moet dit vreemd wees. Dit moet wees as ons hoor, daai man en vrou het probleme. Kan nie wees nie. Kan nie. Ons is kinders van God. Ons moet anders te wees. Daai man het in een of ander sonde verval. Nee, kan nie wees nie. Want ons moet anders te wees. Daarom wil ek vanmôre vir u vermaan uit die lewe van Lot, sy lewe van kompromie, aanpassings wat hy begin maak het, vir tydelike voordeel, het dit gekos dat hy in sonde, of sy familie dan ten minste, in hierdie sonde laat verval het, en baie hartseer pyn oor sy geliefdes gebring het. As die Nuwe Testament nie vir ons hierdie waarhede van Lot se lewe deurgegee het nie, sou ons gewonder het of Lot ooit by die Here uitgekom het. Maar ek vra u vanmôre dat u en ek uit Lot se lewe sal leer, dat ons versigtig sal wees vir die sonde. Ek sluit af. Lot het begin kyk in die rigting van Sodom, was ons eerste gedagte. Ek vra jou vanmôre, waarop is jou oog en hart gerig? Want die Here sê vir ons, die oë is maar die vensters van ons siel. Die oë is die vensters van jou siel. As jou oë heeltyd gerig is op hierdie tydelike, op die vleeslike, op die begeertes van die oë, is die kans baie goed dat jy gaan val. Die tweede gedagte, die Bybel sê het gaan woon tot op die grenshuis van Sodom. Ek vra jou, as jou oog gerig is op die wêreld, sien jy dat daar gevaar is? Kom jy agter as gevaar? Daar's rooi ligte wat vanmôre afgaan. Die derde gedagte, Lot was in Sodom woonagtig saam met sy gesin. As jy nie nou vlug nie, sal dit vir jou te laat wees. En die kompromie, onthou, sonde het altyd gevolge. Altyd. Partykeer is die gevolge gering, skuldgevoelens, en die Here bring jou op die punt van bekering en vergifnis. Maar partykeer het dit verrykende gevolge op ander naby aan jou. Familie, vriende, werkskollegas, selfs jou samelewing. Mag die Here ons genade gee, vriende, dat ons sal sien uit die lewe van Lot, dat hy 'n man is wat van beter behoorte geweet het. Maar in ongehoorsaamheid doen hy die sonde, om te gaan bly in Sodom. En alhoewel hy hom gekwel het oor hierdie boosheid in die plek Sodom en Gomorra, of die stad Sodom en Gomorra, het 'n geweldige invloed gehad op mense om hom. Mag die Here ons genade gee, mag hy vir ons wysheid gee, dat ons nie eers in die rigting sal kyk van sonde nie, maar 'n lewe van heiligheid sal lewe. Kom ons bid saam. Vader, help vir ons dat ons oë gerig sal wees op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Help vir ons, Here, dat ons hierdie genade, wat U in U woord vir ons opgeteken het, dat ons dit sal raak sien, en dat ons sal vlug van die boosheid, van die sonde, van die sondige plekke en praktyke, dat ons oor nie sal oprig tot nietigheid, dat ons nie met boosheid besig sal wees nie. Psalm 24 sê van ons baie duidelik, wie mag klim op die berg van die Here, en wie mag staan in sy heilige plek, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy oë nie ophef tot nietigheid, en wat nie vals sweer nie. Hy sal die seën van die Here wegdra. Help vir ons daarin, Here. Ons leef in 'n tyd waar die kerk en die wêreld so naby mekaar gekom het, waar die onderskeid eintlik nie meer sigbaar is nie. Help ons, en gee vir ons genade om rein en heilig voor U te lewe. Vriende, ek wil maar net afsluit deur vir U so voetnota te gee. Dieselfde vyand wat ons versoek om te sondig, is die een wat ons sal weghou, of probeer weghou van die een wat vir ons vergifnis kan gee, Christus Jesus. So moenie vir hierdie leuen van die vyand val nie, vlug na Christus. Die Here sê, hy's haastig om ons te vergewe, en ons genadig en barmhartig te wees. Ontvang die seën van die Here, gaan nie in sy vrede, gaan vir die agter by die deure handdruk gee,
'n mooi en 'n geseënde week vir u verder. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die troopsoekende gemeenskap van sy Gees, wees bly met ons elkeen, tot ons Here Jesus weer sal kom. Amen.